Gewaardeerde kijkers, pastoor Frans Ooyeberg van die Kruis Triomfeerbediening. En ek glo nie ek het nodig om het meer te sê nie. Almal van u ken al hierdie kalkop en u weet ek is van die Kruis Triomfeerbediening. Maar miskien sê ek dit maar net terwille van hulle wat vir die eerste keer kyk. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, ons komende koning. U weet hy kom. En ek het nou die dag gekyk weer na ding wat iemand weer die wegraping van die kerk afbreek. Nou ek wil vir u sê, ek glo in die wegraping voor die 7 jaar van verdrukking. Ek glo dat Jesus Christus enige oomblik kan kom. Maar weet jy wat is die belangrikste? Dat jy verwag dat hy kom. As jy nie 'n wegraping siening het nie, maar jy verwag daarom dat Jesus Christus gaan terugkom aarde toe, om sy kerk te kom haal, of om sy kerk te kom stabiliseer, of wat jou theorie ook al is. En ons theories geld nie, ons weet net dat ons moet werk op wat ons glo die woord sê. Maar as jy daarom daai verwagting het, dat Christus gaan terugkom, dan kan ek nog met jou saamgesels. Want dan weet ek dat jou siening oor die kerk, oor die kruis van Jesus Christus is gesond. Weet jy wat is die belangrikste, voor ek met die boodskap begin? Weet jy wat is die belangrikste? Jesus Christus, God, het gesterwe aan die kruis. Hy is begrawe. Hy het opgestaan vir my en jou se sondes. Maar pastoor, is nie my skuld dat ek 'n sondige natuur het nie. Dis Adam se skuld. Ja, ek verstaan wat jy sê. Maar tog sit jy met 'n sondige natuur en jy doen dinge van kleintyd af wat teen God se woord, God se wil is. Toe kom jy op 'n punt wat jy besef, want daai sondes wat jy gedoen het, nie, jy is nie verantwoordelik vir Adam se sondes nie, jy is nie verantwoordelik vir jou ouma en oupa en jou ma en pa se sondes nie, jy is verantwoordelik vir jou eie sondes, en as gevolg van jou eie sondes, is Christus aan die kruis vasgenaal, sodat jy gered kan word, en verlos kan word van die sonde. So kom ek gaan aan met my groet, ek hoop ek vind die in gesondheid, liggaam, siel en gees. En ons gaan juist vandag praat oor die aflegging van sondes. Baie dankie Vader dat U vir ons die geleentheid gee om weer te kan praat en weer te kan kyk en weer te kan luister wat die Gees vir ons wil sê uit die boek 1 Petrus. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ons het nou hoofstuk 1 van 1 Petrus klaargemaak en ek gaan nie terugvoering gee daarop nie. Ons het 6 boodskappe gepreek oor hoofstuk 1. Hierdie is 1 Petrus, die 7de afdeling, hoofstuk 2, vers 1. Kom ons duik sommer dadelik in en ons kyk wat die Heilige Gees vir ons wil sê rondom hierdie volgende. En hy begin met 'n baie mooi versie. Hy sê nie dat jy is vasgevang in sonde en nou moet jy na 'n bevryder gaan en daai ou moet jou bevry van die gees, die demoon van nikotien, die demoon van dranksug, die demoon van oorspel. Nee, vir u wat dit nog nie gehoor het nie. Daar is nie 'n ding soos 'n demoon van nikotien nie. Daar is nie 'n demoon van dronkenskap nie. Daar is nie 'n demoon van oorspel nie. Daai 3, en ek noem net 3. Ek kan nog jou gesindheid noem. Ek kan nog ongeduld noem, ek kan nog haat noem, ek kan nog naaiwer noem, ek kan al daai dinge doen. Is nie demone nie, dit is vrug van 'n ou mens wat binne in jou liggaam, binne in jou vlees sit. En nou sê die Bybel sommer vroeg daar waar hy vir Kain sê, die sonde lê en loer vir jou. Maar jy moet daaroor heers. Hy sê nie maar jy moet gaan vir bevryding nie. Hy sê nie maar jy moet iemand soek wat saam met jou kan bid nie. Hy sê die sonde lê en loer vir jou. Kain,
Maar jy, nie jou buurman nie, nie jou bevryder nie, nie jou vrou nie, nie jou kinders nie, niemand nie, jy moet daaroor heers. En dit was in die Ou Testament. En in die Ou Testament het God al reeds die vermoë vir mense gegee om oor die sonde te heers. Maar weet jy, in die Nuwe Testament, nou dat ons kinders van die Here is, nou dat ons die kerk van Christus is, nou dat ons lewe in die vryheid waarmee ons losgekoop het, nou sê ons nee, maar die duiwel het my dit laat doen. Kyk hoe laat die duiwel my nou weer vloek. Kyk hoe laat die duiwel nou weer maak dat ek my hier meer verloor. Kyk hoe laat die duiwel my nou verkeerd optree. Nee, my vriend. As dit waar was, sou Petrus, en ons gaan die skrif nou lees, sou Petrus gesê het, kom en probeer ontslae raak van die duiwel. Maar dit is nie so nie. Luister wat sê hy af. Lê dan alle boosheid en alle bedrog en geveinsheid en afguns en alle kwaadpratery. My vriend, daar is nie 'n demoon van boosheid nie, alhoewel hulle almal boos is. Daar is nie 'n demoon van bedrog nie, alhoewel hulle almal bedrog pleeg. Daar's nie 'n demoon van geveinsheid nie. Daar's nie 'n demoon van afguns nie. En daar's beslis nie 'n demoon van kwaadpratery nie. Maar daar's 'n keuse. Jy het 'n keuse. Gaan jy toelaat dat die boosheid van hierdie wêreld jou vasvat en jou vernietig en jou verniel? Of gaan jy alle boosheid aflei? Wat is hierdie boosheid? Hy noem dit alle bedrog. Jy kom voor as 'n pragtige kerkman. O, jy's dalk 'n pastoor op die kansel. Maar niemand weet wat is in hierdie hart nie. Niemand weet wat maak jy agter geslote deure nie. Jy hou jouself besig met boosheid. Ja, jy huil in die hande voor die Here en jy sê, Here, ek kan nie help nie, maar hierdie ding kom nie los nie. Maar hier's die antwoord in die woord van die Here. Lê af bedrog, raak daarvan ontslae. Dis in jou hande. Ja, nou vra jy, pastoor, hoekom preek jy so hard? Jy's 'n kruisprediker, preek vir ons die vryheid wat daar in Christus is, preek vir ons die losmaking. Nee, ons het nodig om elke ding wat in hierdie woord van die Here is, en ek lees hom nou op my tablet, want dit is net 'n bietjie makliker as om die Bybel se blaaie, ek het 'n Bybel wat se blaaie baie dun is moeilik om hom elke keer te kry, baie moet wees. Maar die woord van die Here gee vir ons die oorwinning. En ons moet elke woord wat in hierdie Bybel is, moet ons kan bedien. Ek sê nie ons moet nou Israel se goed gaan vat en op die kerk van toepassing maak nie. Nee, dis nie so nie. Ons is nie Israeliete nie, ons is heidene. En as jy dalk 'n Israeliet is wat na my luister, dis reg as jy vashou aan jou tradisies, as jy vashou aan jou beginsels, solank jy wedergebore is deur die bloed van Jesus Christus en vasstaan in die vryheid waarmee hy jou vrygekoop het. En binne in hierdie kruisboodskap wat ek so lief is om te preek, want ek sê, daar is nie 'n ander boodskap nie. Dis die enigste boodskap wat daar is die boodskap van die kruis van Christus Jesus. Luister mense, daar is nie so 'n ding soos 'n prosperity boodskap nie. Die word of faith is nie Bybels nie. Die nuwe apostoliese reformatie is nie van die Here nie. Al hierdie ander snaakse dinge, hierdie leerstellings van die howe van die hemel, asof die kruis nie genoeg was nie. Nou moet ons nog na die howe van die hemel toe gaan om ons saak te gaan stel. Van die duiwel, daar's een boodskap en dit is Jesus Christus en hom as gekruisigde. En nou kan ek huweliksberading doen vanuit die kruis. Ek kan nou die Heilige Gees prediking doen vanuit die kruis. En nou vandag doen ek die aflegging van sonde vanuit die kruis.
Toe Christus gesê dis volbring, het hy bedoel dit is volbring. Dis klaar, dis finish, finito, afgehandel. As jy daai prys aanvaar, dan staan jy in die vryheid waarmee Christus jou vrygekoop het. En dan kan jy jou sondes aflê. Jy kan ontslae raak van alle boosheid wat in jou lewe is. Jy kan ontslae raak van alle bedrog. Versoeking is nie sonde nie. Maar die Bybel sê wanneer ons toegee aan versoeking, dan baar dit die sonde en dit bring die dood voor. Keuse. Pastoor, ek kan nie help nie, maar jy weet, eendag sal die Here my nog van my rookgewoonte verlos. Dis presies wat dit is, 'n gewoonte. Ag, eendag sal die Here my nog, ek kan nie help as om so af en toe te lieg nie. Lê dit af, raak ontslae daarvan. Jy's kind van God, jy is wedergebore, jy is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword, jou vermoë om te staan teen sonde het verbygegaan, het nuut geword. Die krag van God is in ons binneste as gevolg van die kruis. Het jy al gehoor? Die Bybel sê groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Christus Jesus woon in my deur die inwonende Heilige Gees. En die inwonende Heilige Gees gee my krag om ontslae te raak van boosheid en alle bedrog en alle geveinsdheid en afguns. O, moenie afgunstig wees nie. Ek wens ek het ook so 'n kar gehad soos my buurman. Kan ek ook nie 'n beter huis gehad het as wat ek nou het nie. Kyk hoe mooi huis het aan Sunny. Afgunstig. Hoekom vra die pastoor altyd vir Pietie om te bid, maar hy vra my nooit om te bid nie? Afgunstig. Raak ontslae daarvan, is nie 'n duiwel nie. Dis die vrug van die ou mens. En alle kwaadpratery. En nou gaan hy verder, hy sê, verlang sterk. Soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardie kan opgroei. Ek moet met hartseer sê dat baie kinders van die Here glad nie sterk verlang na die melk van die woord nie. Wat nog van te sê die vleis? Daar's mense wat al vir my gesê het, pastoor, jy praat vir my 'n bietjie te diep. Groei op. Verlang na die woord van die Here. Kinders van die Here, baie van julle lees die Bybel net wanneer die pastoor hom op 'n Sondag van die kansel af lees. En as jy hom by die huis lees, het 'n versie in die oggend, versie in die aand. 'n versie hier, 'n versie daar, 'n versie oor kan die straat, versie oral, maar nooit wat samenbindend is nie. Jy vat nooit en jy gaan sit vir 'n uur of 2 ure en jy delf in die woord van die Here in en jy kyk na die woord want jy's honger. En dan lees jy ook verkeerd. Jy lees Jeremia en Esegiel. En dis goed. Dis deel van God se woord. Dis wat ons moet leer. Maar weet jy, as jy verlang soos 'n pasgebore kind na die onvervalste melk van die woord, dan lees jy die 4 evangelies om Jesus te leer ken, in die krag te leer ken as die wet vervuller. En dan lees jy Paulus se briewe van Romeine tot Filemon. Oor en oor en oor en jy delf in en jy laat die woord in jou binneste begin groei sodat jy 'n volwasse Christen kan word. Wil jy regtig 'n baba bly die res van jou lewe? 'n baba van 3 maande 'n doek dra, het niemand 'n probleem daarmee. As 'n kind van 12-jarige ouderdom nog 'n doek dra, dan wil ons weet wat is fout. Is hy siek? Is 'n kind van die Here. Paulus sê, na 2 jaar behoort julle al predikers van die woord te wees. Ek ken kinders van die Here wat al 20 jaar op die pad is.
en nog nie hulle mond kan oopmaak en die woord van God kan bedien nie. Hoekom nie? Want hulle het nooit soos pasgebore kindertjies verlang na die onvervalste melk van die woord van die Here nie. Nee, hulle lees Consalet, hulle lees al hierdie ander storieboeke, dik Engelse boeke wat hulle uitneem uit die biblioteek het, lees dit oor en oor en oor, want, en ek het dit gehoor, en ek trap op niemand se tone nie, maar pastoor het eendag van my gesê, hy die hele Bybel al soveel keer deurgelees, hy lees glad nie meer die Bybel nie, want hy het die Bybel in sy binneste. Maar ek het ondervind, dat elke keer as jy die woord van die Here oopmaak, elke keer as jy die woord van die Here kyk, al het jy daai selfde stuk gelees 100.000 keer, word hy weer nuut oopgemaak, ernstig. My vriend, ek beklei nie, ek is nie besig om te veroordeel nie, maar ek sit met daai situasie by baie mense. Dis hoekom ek so baie sê, lees jou Bybel, lees jou Bybel, lees jou Bybel. Maar die stories op televisie is van meer belang as tyd saam met die Here. En ek weet, julle wat na my luister, wat nou al lank op die groep is, wat my nou al ken, ek weet julle is besig met die woord van die Here. Hierdie wat ek nou preek is om jou net te bemoedig in jou allerheiligste geloof, om jou op te lig, om jou net weer te laat wakker skrik, dat daar is om jou mense wat jou nodig het. Maar as hulle jou nodig het, dan moet jy die woord van die Here in jou binneste kan laai oor en oor en oor, sodat jy vir ander mense tot hulp kan wees. Kom ons gaan na vers 3. Ons kyk weer na vers 2. Vers 2 sê, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Dan sê hy, as julle ten minste gesmaak het, dat die Here goedertierend is. Wanneer het jy gesmaak, die Here is goedertierend? Wanneer het jy gesmaak, dat ek het weer vra, wanneer het jy gesmaak, dat die Here goedertierend is? Toe hy jou siel gered het. En van daar af, wat ek het so stel, ons is deur genade gered. En dis genade wat ons gered hou. Jy het nie gewerk om gered te word nie. Jy werk ook nie nou om gered te bly nie. Hoor jy wat ek sê? Jy het nie gewerk om gered te word nie. Jy werk ook nie om gered te bly nie. Maar hoekom doen jy goeie werke? Want jy is geroep tot goeie werke. Hoekom doen jy dit? Omdat jy gesmaak het die goedertierenheid van God. God is goed. As dit met jou swak gaan, God is goed. As jy siek is in jou liggaam, God is goed. As die lewe drukkend word, God is goed. As dinge nie volgens jou wil gaan nie, God is goed. Nou sê iemand, ja, maar nou gaan die een kind van die Here en hy ry uit sy erf uit en 'n ou stamp hom en hy breek sy bene, maar hy's nie dood nie. So God se genade was daar. Die ander ou gaan uit en hy stamp die kar en daar is hy dood. Was God se genade nie daar nie? Ek wil vir u sê, moenie jouself die goedheid van God in jou lewe vergelyk met jou buurman nie, of jou vrou, of jou kinders nie. Want God stap met elke persoon sy eie pad. God is vir my goed, maar ek het suikersiekte. Woe, pastoor, moenie dit sê nie. Moenie dit oor jouself uitspreek nie, sal die woord of 5 mense nou skielik opspring en angstig begin rondkyk. Want ek het nou gesê ek is siek. My knie knoppe is gebreek. So ek loop moeilik. Oh, pastoor, moenie dit sê nie, want deur sy wonde is jy genees. Ons kan baie daaroor praat. Maar ek sê vir u, dat God loop met elke man en vrou sy eie pad. God is goed vir my. Ja, kyk die voorreg wat ek het om die woord van God te bedien. God is goed vir my.
Jy het 'n ander probleem, maar God is goed vir jou. Want iets anders te kon gebeur. Verstaan jy wat die probleem sê? Ek is net 'n boodskapdraertjie. Ek is nie die beste prediker in die wêreld dat alles kan duidelik maak nie. Ek vertrou op die Heilige Gees dat hy hierdie video's wat ons doen, mense se harte kan aanspreek. Dat dit jou kan aanmoedig om sterk aan te gaan in die Here en te smaak dat sy goedertierenheid in jou lewe is. Ek gaan hier ophou. Ek wil volgende keer met vers 4 begin, waar hy 'n uitnodiging doen. Hy sê, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Baie dankie Here dat U vir ons weer 'n geleentheid gegee het om te leer uit hierdie boek uit. Here, ek het na my beste vermoë probeer om dit wat U vir my gegee het oor te dra. Maar nou moet die Heilige Gees die naprediker wees, om mense se harte te raak en hulle aan te skakel en hulle die krag van God se goedertierenheid in hulle lewe te openbaar. Loof U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Gaan en heers oor sonde. Lê dit af. Mag Jesus met U wees tot ons weer gesels. In Jesus naam. Amen en amen.